Bewys van stelling 2. Ok, hierdie stelling sê, as twee driehoeke gelykhoekig is hulle ooreenstemmende sye ewenredig en dan is die twee driehoeke gelykvormig. So hulle gee vir ons hier twee driehoeke, in hierdie geval driehoek ABC en dan driehoek XYZ en hulle sê dat hoek A is gelyk aan hoek X, hoek B is gelyk aan hoek Y en hoek C is gelyk aan hoek Z. So dit plaas vir ons ingevul en nou moet ons bewys dat AB op XY gelyk is aan AC op XZ en dan BC op YZ. Ok, so gewoonlik gaan hulle net twee van hierdie verhoudings vir ons gee, maar ek gaan nou sommer die volledige een doen met al drie verhoudings in. Ok, so ek gaan net gou eers sê wat is die groter prentjie, wat gaan ons doen en dan gaan ons begin. So wat ons gaan doen is, ek gaan nou net eers hierdie eerste twee verhoudings bewys en in hierdie twee verhoudings sien ek nou dat die sye wat nou daar ter sprake is in my groot driehoek is AB en AC. So dis hierdie twee sye, AB en AC. So ek gaan 'n konstruksielyn hier trek wat AB en AC verbind, spesifiek sodat daai sytjie gelyk is aan daai sytjie en daai sytjie gelyk is aan daai sytjie. So ek gaan 'n klein driehoekie eintlik dan hierbo gevorm hê wat dan twee gelyke sye gaan hê. En dan gaan ons daai driehoekie en hierdie driehoekie kongruent bewys. En wanneer ons daai twee driehoekies kongruent bewys het, sal daai sy, daai hoek en daai hoekie Y dan gelyk wees. Maar hierdie hoek is mos klaar gelyk aan hoek Y. So as hierdie hoekie en hierdie hoekie dan beide gelyk is aan hoek Y, dan gaan hulle ook gelyk wees aan mekaar en dan gaan hierdie sy parallel aan daai sy wees en dan gaan ons die ewenredigheidsstelling gebruik. Ok, so kom ons begin. So ons gaan nou 'n konstruksielyntjie daar trek, kom ons noem dit DF en ons trek dit intentioneel sodat daai AD sytjie gelyk is aan XY en AF gelyk is aan XZ. So nou sê ons vir hulle konstruksie en die sytjie noem ons nou DF sodat AD gelyk is aan XY en AF gelyk is aan XZ. Goed, nou het ons twee driehoekies wat ons kongruent bewys. Ons het nou driehoekie ADF, daai boonste driehoekie binne in ons groter driehoek en ons klein driehoekie is driehoek XYZ. En ons gaan dit nou kongruent bewys. So vir kongruensie kan ons dit bewys deur sy of sy hoek sy of hoek sy of 90 grade skyn sy. So kom ons kyk wat het ons. Wel, ons sien nou dat daai hoek A is gelyk aan die hoek X. Dit was aanvanklik gegee vir ons. En nou sien ons dat ons het ons nou doelbewus ingeteken dat AD moet gelyk wees aan XY. So ons rede is konstruksie. En dan ook dat AF is ons nou definitief gelyk aan XZ. Ons het dit as prins so ingeteken en ons rede is ook konstruksie. So die klein driehoekie binne in die groot driehoek is dan nou kongruent aan die driehoekie XYZ. En ons rede is sy hoek sy. So as hierdie twee driehoekies nou kongruent is, kom ons kleur hulle in, so daai driehoekie is kongruent aan hierdie driehoekie, dan beteken dit dat wat ook al daai Y is, moet dieselfde wees as daai hoek D, en wat ook al daai hoek F is, moet dieselfde wees as daai hoek Z. So ek gaan net een van daai paartjies gebruik. Kom ons noem sommer hierdie hoekie hoek D1. So nou gaan ons sê, maar ons sien nou dat hoek D1 is nou gelyk aan hoek Y, want die twee driehoeke is kongruent. Kongruente driehoeke is ons rede. Maar ons sien ook op ons skets dat daai hoek B was aanvanklik gelyk aan hoek Y. Dit was aanvanklik gegee.
So as hoek D1 nou gelyk as aan hoek Y as gevolg van kongruensie, en hoek B was aanvanklik gelyk aan hoek Y, dan beteken dit dat hoek D1 moet nou gelyk wees aan hoek B. En as daai twee hoeke gelyk is, dan sien ons maar hulle is ooreenkomstige hoeke. So dan moet DF parallel wees aan BC. So nou kan ons sê, want dit wil sê DF moet parallel wees aan BC, want ons het ooreenkomstige hoeke raak gesien. Ooreenkomstige hoeke is gelyk. En nou gaan ons die eweredigheidsstelling gebruik. So nou gaan ons sê, ons gaan neerskryf AB, ons gaan nou hele sy vat, want ons sien dit is die AB wat ons wil bewys, dis in ons bewys, ons gaan sê AB op, en nou gaan ons sê AD, ons gaan nie DB sê vir hierdie bewys nie, so AB op AD is dan gelyk aan AC op AF. Maar nou onthou ons dat AD is mos gelyk aan XY, ons het dit mos so ingeteken met ons konstruksie, en AF is gelyk aan XZ, ook met ons konstruksie ingeteken. So nou sê ons dat AD is gelyk aan XY, en AF is gelyk aan XZ. Ons het konstruksie gebruik om dit te kan sê, en dit wil dan nou sê dat AB op, in plaas van AD gaan ons dan skryf XY, en dit is dan gelyk aan AC op, in plaas van AF gaan ons sê XZ. Goed, so daar het ons daai twee verhoudings bewys. En nou gaan ek net, hier met 'n ander kleur, gaan ek net die derde verhoudingkie ook bewys, maar ons gaan net twee op 'n slag kry, maar as ons daai derde een wil bewys, dan kan ons net by sê, net so, deur konstruksie, en omdat ons hierdie derde sy wil bewys, daai verhoudingkie is BC, en hierdie eerste enetjie was ons AB, so as ek nou die AB weer wil gebruik, en ek wil die BC gebruik, gaan ek my konstruksie so trek, want ek wil die twee sye wat in die bewys is, wil ek half verbind met 'n konstruksie. So my konstruksie sal dan wees die DG. So dan sou ek daar 'n konstruksie geteken het, jy hoef dit nie in te teken nie, jy hoef dit net nou neer te skryf. Deur konstruksie DG, sodat, en dan het ons nou 'n sytjie BD, wat dan gelyk gaan wees aan XY, en 'n sytjie BG, wat gelyk gaan wees aan YZ. So dan gaan jy die ander kant moet doen, en dan gaan ons net hier sê, kan bewys word dat ons eindantwoord sal dan wees AB op XY sal dan gelyk wees aan BC op YZ. So ons het net deur een sinnetjie nou daai eerste verhouding gelyk aan die laaste verhouding bewys, net deur een sinnetjie, omdat ons het al klaar die hele bewys gedoen het vir die eerste en die tweede verhouding. En nou kan ons net een sinnetjie bysê en die eerste verhouding nou gelyk aan die derde verhouding bewys, deur die korrekte konstruksie, en dan kan ons afeindig deur te sê, maar dit wil sê dat AB op XY is gelyk aan AC op XZ, en dit is ook gelyk aan BC op YZ. So dit is wat ons doen wanneer ons 3 verhoudings het wat ons gelyk moet bewys. Die laaste verhouding kan jy net 'n sinnetjie neerskryf. Nou gewoonlik is dit net 2 van hierdie verhoudings wat ons gelyk moet bewys, en ons moet net dan die korrekte konstruksie gaan trek om mee te begin. Goed, en dis die bewys van stelling 2.